Amandla awetu konsana onatu. Viva Ona Viva! Viva One Nation Alliance Viva! Ek weet nie of julle weet wat 'n nuwe party was gestig. Die is 'n political party vir die wit, vir die swart, vir die colored, vir die Indian, vir die Christen, vir die Muslim, vir die Jew, vir die Hindu, maak nie saak wat sy is nie. Daar's 'n political party gestig vir ons almal. En wanneer ons praat van the One Nation Alliance, dan praat ons van almal. Baie mense het gevra, is dit 'n Khoisan party? Baie het gevra, is dit 'n Rastafarian party? Baie het gevra, is dit 'n colored party? Kyk, hier is 'n party vir almal. Maak nie saak wie en wat jy is nie. That's finally 'n party vir almal. Ons gaan nie meer vote vir 'n party wat sy is wit nie. Ons vote nie meer vir 'n party wat sy swart of colored nie. Nou is die tyd dat ons een kon word. Dis waar die One Nation Alliance kom. En die Christens en die Moslems weet, wanneer 'n man en 'n vrou trou, dan word hulle? Hulle word een. Wanneer twee families by mekaar kom, dan word hulle? En nou is die tyd vir ons almal om een te word. Maar voor ons een word, kom ons vra so 'n pragtige jong mama om vir ons oop te maak met 'n gebed. Alle gaan. Was 'n lewens baie van julle weet van die National Colored Congress. Die rede hoekom ek die NCC was omdat toe ek hier van die NCC waaroor hulle staan, toe hou ek van wat ek hoor. Want vir my was dit as finally 'n political party wat praat vir die kans. Want soos julle weet, in apartheid was die kleurling mense nie wat genoeg om erkenning te kry nie. Vandag is die kleurling mense nie swart genoeg om erkenning te kry nie. Wanneer gaan die kleurling mense mos genoeg wees? En toe kom die National Colored Congress en die Jordan. Hy het gepraat vir die regte goed. Hy het gestaan vir die regte goed. Hy het even geveg vir die regte goed. En daarom het ek die NCC gejoin. Ek het nog nooit die NCC gejoin om gesien te wees. Die NCC het nie van my 'n leader gemaak nie. Ek was gebore 'n leader. Daar is 3 tipe leaders. En nou kan hulle my attack op social media. Daar is 3 tipe leaders wat ek geleer was. Jy kry 'n geroepende leier, dan kry jy 'n gemaakende leier, en dan kry jy 'n geborene leier. 'n gemaakende leier is iemand wat gevra was om leader te word. 'n geroepende leier is wanneer die government fail, dan roep God vir jou om hy werk te doen. En dan kry jy van my 'n geborene leier. Ek is nie gemaakte hond. Ek is gebore die laaste hond. Die rede hoekom ek die National Colored Congress gelos het, soos julle baie weet, ek het kinders in die skool gekry. Baie mense sê gaan oor die geld. Ek het gewerk by ITS. Ek het dan R12.000 gemaak in 'n week as die manier hoe die ure werk. Ek het daai werk gelos om te campaign vir die NCC. Ek het 2 jaar gewerk sonder geld vir die NCC. Nie een keer gecomplain nie. So daai nerde van hulle het gelos van hulle geld, dat is 'n lieg. Toe as die kinders in die skool kry, ek die kinders in die skool kry, toe vra ek vir ons leierskap. Daar's counselors, hulle kan sê of ek lieg. Ek het begin vra, ek het gevra, so as die kind in die skool is, wat nou? Want nou moet ons verseker maak, die kind is klaar in die skool, nou moet ons verseker maak, die kind los in die skool nie. Want nadat ons gesukkel het om die kind in die skool te kry, nou word die kind geboelie by die skool. Die kind word afgedruk, ons weet nie wat het die by huis kom my kind nie. Daarom het ek elke keer gepraat van social workers wat ons bekeer op die skole. Ek het geveg uit my eie sak, het geld gevat en sanitary pads gekoop en het gedrop by die skool. Die principale is daar, kan sê ek lieg. Ek was onderground. Want ek het altyd gesê, het gaan nie oor my nie. Gaan nie meer oor jou, het gaan oor die kind. En toe ek sien, dat het gaan nie eens meer oor die colored sake, because the NCC failed the voters. Ons moet het eens seker maak, het hy failed. Maak jy saak wie, leierskap in die NCC, allemaal het gefailed. Hulle die colored
child gefail. En ek was geleer, as jy gefail het, dan moet jy een kant staan. En ek het besluit, aangezien het nou gaan oor personal ambition, want daaroor gaan het ek gevoel, ek wil die participate in hierdie titanic sinking ship. Hulle kan nou daar op social media sê hulle, sy is 'n traitor. Dit is oké met my. As oké om 'n traitor te wees. Maar daar is een ding wat ek nie is, en dit is 'n political coward. Want 'n political coward is die leaders daar binne, wat gesien dat alles gaan verkeerd, en besluit het om te bly. Die regte leiers, soos Dwayne Jacobs, onze president, toe hy sien dinge is verkeerd, toe loop hy. Hy het sy integrity eerste gesit. En nou praat hy, dat die luister vir die bouwte sê, gaan nie succeed nie. Net soos hy op party opbouw, kan sy eie party afbreek. Maar ek kan vir julle guarantee, laat hulle sê net wat hulle wil. Die One Nation Alliance is 'n bedreiging. Want as jy kyk op social media en op so comment section, hoe gaan het? Hulle kry migraines. Hulle moet nog grandpas koop, want daar gaan nog 'n hartaanval kom. Daar gaan nog iemand, hoor wat ek sê, iemand gaan nog in die malhuis opeindig, want hulle het nie gesien wat aankom nie. Ons is hier om te disrupt, but for the better of our people and our voters. En dan wil ek dit advice gee vir oorgee, vir ons leaders. Kom ons maak nie die mistakes wat gemaak was onder ons previous party nie. Leader Dwayne Jacobs, my president, u het sterk gestaan sover. Gaan aan met die goeie werk. Maak nie sê wat hulle sê nie. Want op ons emblem, prikkie chain, dat is u is nou geroep om die chain van inequality te breek. U is geroep om die chain van discrimination, inequality en poverty te breek. Ons sit vandag ons vertroue in u en ons wens u alles van die beste. Laat hulle sê wat hulle wil.